die huis was gebou op die fondamente van die rots. Woord en lewe. Weet jy enige plek in die Bybel wat hy praat van die rots, praat hy van Jesus Christus. En wat hierdie liedjie vandag vir jou vra, is jou huis gebou op die rots van Jesus. Is jou verhoudings gebou op die rots van Jesus. Is jou finansies, jou gesondheid, is jou lewe gebou op die rots van Jesus Christus. Want die vers daarna sê vir ons baie duidelik, hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, hom sal ek vergelyk met 'n dwaase man wat sy huis op sand gebou. En dan sê hy vers vir vers, woord vir woord in dieselfde vers, hy sê dieselfde storm kom teen daai huis. En hy sê, daai huis het geval en sy val was groot. Wat was die verskil? Dit was vir die fondasie. Vraag wat ek jou vanaand wil vra, op wat bou jy? Op wat bou jy? Op wat bou jy? Op wat bou jy? Dink 'n bietjie vir jouself, op wat bou jy? Op wat bou jy? Op wat bou jy? Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak op wat jy bou nie. Op hooi, op stoppels, op net 'n stuk grond of op sand. Jy kan vandag 'n besluit maak en sê van vandag af, gaan ek my huis, sal ek op die rots van Jesus Christus bou. Dat jy saam met my vandag kan verklaar, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek weet nie of jy daai vers al gememoriseer het nie, maar vanaand is 'n goeie tyd om vanaand daai vers te doen en sê oor jou gesin vandag, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek gaan tot 3 tel, dan sê dit saam met my. Baas, ek wil sommer hier met jou gesin so vat. As julle 'n gesin is of net vriende is, vat mekaar, hak net by mekaar in. Hak net by mekaar in. Hak net by mekaar en as jy alleen is hier, dis ook okay. Dis fyn. Dis fyn. Dis fyn. Maar ons gaan tot 3 tel en dan gaan ons sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Het ons dit? 1 2 3, maar ek en my huis. Vader, dankie dat ons hierdie diens kan begin in U naam. Dankie Vader dat ons op die rots van Jesus Christus kan bou. Dankie dat ons ons vertroue totaal en al in U kan sit. U woord sê salig is die wat arm is van gees. Met arm geeste kom ons na die troon van genade en ons buig voor die koning neer. En daarom bid ons o God dat elke persoon in hierdie plek sal besef, ons aanbid 'n lewende God, die skepper van die hemel en die aarde. En Here, help ons om ons huise te bou op die rots van Jesus Christus. Here, ons kan hierdie geveg alleen veg nie, Here. Ons het U so nodig. En ons dankie dat U altyd daar is vir ons. En ons loof en prys U. Ons gee vanaand hierdie herlaai diens vir U. Salf dit en seën dit. Gebruik U woord vandag om ons te versterk, om ons te leer en ons te lei. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ja, daar's daarom een vinnige amen. Ek het julle getoets. Nee, julle sê maar saggies amen as ek vir julle tel nie, hè. Jene, dankie. Chalas, dit was awesome, dankie julle. Ek praat net al voor die tyd praat ek en ek sê, en daar sing julle dit, hè. You took what the enemy meant for evil and He turned it for good. Amen. So, ons praat vanaand weer oor deurbraak. Ons is in ons gebedsmaand hier by Woord en Lewe. Ek het so vinnig gekyk, ek het nog nie kans gehad hier, so as die persoon hier so is vandag, vergewe my asseblief. Ek het so vinnig gekyk, ons het 'n e-mail gekry van iemand wat vir ons gestuur het. Ek het net so vinnig gekyk met my oog, het was eintlik iemand wat dit vir my aangestuur het om dit te hanteer. En dit gaan alles oor dat ons 'n preek moet gee oor Halloween. En weet jy, ons het vir baie lank hier by Woord en Lewe het ons, jy weet, as dit Halloween is, het ons fokus op baie goed gesit. En ek weet nie man, ek weet nie wat jou nie, maar die duiwelse goed maak ou moeg man. Hy het ons genoeg gesteel by my man. Hy het ons genoeg gesteel by jou man. So ons het net 'n besluit gemaak hier by Woord en Lewe. Gaan ons Oktober, gaan ons eerder fokus op Jesus Christus. En ons het gesê Oktober gaan 'n gebedsmaand wees, want gebed is jou wapen wat jy het om teen die duiwel te veg. En weet jy wat is my altyd skrikwekkend is, dat die duiwel aanbidde is, die hekse, die warlocks en die sangomas, weet jy, hulle glo meer in die geestelike realm as ons Christene, né? Maar ek en jy moet verstaan dat ek en jy, as ons in Christus is en hy is in ons, wat gebeur is, hy sê ek en jy veg in 'n plek van oorwinning. Uit 'n plek van oorwinning veg en ek en jy klaar, want Jesus het klaar die Satan, hy die dood, hy die sonde vir my en jou oorwin. En as ek en jy in hom is en hy in ons, hy kom lewe in ons en dit maak ek en jou meer as 'n oorwinnaar. Maar so baie Christene loop rond totally defeated. Hulle loop verslae rond, waar as jy weet jy moet jou wapens op te neem, jou geestelike wapens, hy sê sal jy kragtig wees in die Here en in die krag van sy sterkte. Kan ek gou sien, wie was verlede week hierso met die worship aand?
En ek het gesien, steek gou julle hande hoog op as julle met die worship aand. Okay, dis 'n hele groep mense, baie dankie. Baie dankie. Ek gaan op die verhoog en net voor ek op die verhoog gaan, lê die Here 'n woord op my wat ek nie weet waar dit vandaan kom nie. Nou ek weet nie altyd of dit die Here is nie. Okay, ek gaan vir jou eerlikwaar sê. Ek is 'n mens net soos jy. Ek is nie all high and holy en dink, ja, ek is hierdie ou wat ek hoor ek het 'n direkte lyn by die Here nie. Nee, ek sê vir jou ek is 'n mens net soos jy, maar ek hoor die woord sigle. Nou dis is 'n woord wat nie eens in my Afrikaanse Vrystaat brakpan vocabulary is nie. Ek kan nie verstaan nie. Net soos die aand met Michaela. Net soos die aand met Michaela toe ek daar gestaan het. Wie was die aand hierso toe Michaela vir ons gesing het? Daai aand sit ek daar en ook selfde ding. Ek voel net hierso is iets hierso in my sy en ek hoor die meisie moet sing. Ek sê nee Here. Ek sê nee, is dit eers nee, ek gaan nie dit doen nie. Nee, as dit eers gaan ek wel stil bly en dit bly by my en dit bly by my tot en met ek gegaan het en wou gesê, wil jy iets braaf doen vir die Here? En sy kyk vir haar ma en sy is half verboureerd en ek noem 'n song en sy ek weet nie of sy nie die song geken nie want sy weet nie wat om nou te doen en alles, maar op die einde van die dag vat sy die mic en die salwing van die Here tref hierdie plek en wat gebeur? Ek praat na die tyd met Michaela en ek het vir haar gevra, is jy bereid om iets braaf te doen vir die Here? En sy kom na die tyd na my toe en sy sê my pastoor, net vanmiddag het ek vir die Here gevra, Here, ek wil iets braaf vir u doen. Okay, maar hou vas jou matras. Die force is nie los nie. Sondag gebeur dit weer. En ek staan aan die woord sigle val in my gees en ek verstaan nie wat dit beteken. En ek sê nee, dit kan nie van die Here wees nie want ek ken nie die woord nie. Ek weet nie wat die woord beteken. Ek kan miskien so 4 woorde in Zulu praat. Meeste van hulle is vloekwoorde van daai tyd. Okay, ek is 'n mens net soos julle. Hulp vingerwys. Ja nee. Hamburgakle. Of wat dit ook al, anyway. En ek val, hoor die, ja, ek weet. Okay, ek het net getraai. Okay, ek sal mos nie vloek van die stage of nie, waar kom julle daarin? Ek voel so 'n drukking op my sigle. En ek gaan staan op die verhoog en ek wil so begin en ek voel sigle. Ek sê, Here, as dit van U af is, ek gaan dit sê. En ek sê die woord sigle. En niemand kom uit nie. En ek voel soos 'n totale embarrassment. Ek sê, Here, hoekom doen jy dit aan my? En ek blame nie die Here nie. Ek dink by myself, ag, Jene, hoe kan ek so in die vlees wees? Hoe kan ek so? Nou maar dink ek by myself, waar kom die woord sigle vandaan? En anyway, ek het nou klaar bedien, ek gaan af, ek staan by pastoor Ronaldo. En ek sê, Ronaldo, ek sê vir hom, ja, ek voel so embarrassed vir al hierdie mense, ek roep die naam, al kom maar niemand uit nie. En pastoor Ronaldo sê, nee Gerald, ons moet die gees, ons moet dit toets, hy traai my laat beter voel, maar hy laat my glad nie beter voel nie. En ek gaan staan daar en hulle vra, as daar mense is wat gebed nodig het, kom vorentoe. En dan kom 'n vrou na my toe. Sy kan nie op haar voete ordentlik staan nie. Ek dink, wat gaan aan met haar? Sy gaan lê net op die counter, op die stage, sy gaan lê net so. En ek sê, are you okay? Sy kyk op, sy sê, my son's name is Sigle. En sy vertel my wat hy deurgaan. Ek gaan nou nie in detail ingaan wat hy deurgaan nie. Maar weet jy wat, hoe getrou is God? Dat hy 'n ma se gebed hoor, uit die hemel uit. 'n Ma wat op haar knieë is vir daai seun, wat in so moeilike omstandigheid is, dat daai ma uitroep na die Here, dat die Here 'n Afrikaanse pastoor, Sigle se naam in sy gees sit, om haar geloof te stig. En ek en sy bid vir haar seun. Ons staan in vir haar seun. Ons roep haar seun. Sigle was vanoggend in die kerk. Dis nie al nie. Sigle het vanoggend sy hart vir Jesus Christus gegee. Nou mense, hoe gebeur hierdie goed? Hoe gebeur so iets? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy sê, daar's 'n geestelike riem en daar's 'n vleeslike riem. En in die geestelike riem is daar 'n oorlog vir jou siel. Ons praat oor deurbraak en baie mense kry nie deurbraak in hulle lewe nie. En so baie mense wat ek mee praat en veral as ek die jonger pastoor en mentor, as ek met hulle praat en hulle gaan deur 'n moeilike tyd, dan vra ek vir hulle, as ek doen julle geestelike oorlogvoering.
Baie mense, ek praat nou nie van hier in die bediening nie, maar baie mense sal vir my sê, wat is geestelike oorlogvoering? Hulle weet nie wat dit is nie. Nou ek weet, gebed kan enige gebed wees, 'n gebed kan help wees in dit, of wat? Maar op die einde van die dag, ons kan in tale bid, maar op die einde van die dag, is daar iets soos geestelike oorlogvoering, en ek en jy moet besef, daar is 'n oorlog in die gees aan die gang, en in hierdie oorlog is daar 'n geestesdimensie van 2 magte, dis die mag van duisternis, en dis die mag van lig, dis die mag van goed, en dis die mag van sleg, en daardie 2 veg teen mekaar vir jou siel. Jy kan dit miskien nie beleef met jou natuurlike sintuie, of met jou oë, of met jou ore nie, maar glo my vandag, daar is 'n geveg vir jou siel aan die gang. Die vraag is jy in die mag van duisternis of is jy in die mag van die lig? Nou, in die mag van die duisternis, wie's daar? Toe die duiwel wil rebellie teenoor God in die hemel, het God hom uit neergewerp. Maar wat die duiwel gedoen het, 'n derde van die engele het hy verlei. En gesê nie, hy gaan nou God wees in dit, en 'n derde van die engele het geglo vir sy leuns, en hulle is uit die hemel uitverban. En hulle die demone geword wat op hierdie aarde chaos veroorsaak. Man, jy kan sien, as jy my nie glo nie, kyk net om jy en sien al hierdie chaos en hierdie pyn, die lyding en al hierdie ongeregtigheid wat in hierdie lewe heers. Hoekom? Toe Adam sy autoriteit oorgee vir die duiwel, hy sê, toe sê die Bybel, die duiwel is die god van hierdie wêreld. Klein lettertjie God. Hy is die god van hierdie wêreld. En jy moet net besluit, is jy in sy kraal of is jy in God se kraal? Amen. 'n derde van die engele maak soveel moeilikheid. Maar nou wil ek jou vra, waar is die ander 2/3? Waar is die ander 2/3 engele? 2/3 teen 1/3. Ons veg mos van 'n plek van oorwinning. Nou hoekom is ons verslae as daar 2/3 van die engele is? Die probleem is, ons as kinders van die Here weet nie hoe om ons geestelike wapens te aktiveer nie. Want die Bybel sê, die engele is kragtige boodskappers van God om sy woord in vervulling te bring. Ek gaan dit weer vir jou sê. Dit is kragtige boodskappers van God om God se woord in vervulling te bring. So my eerste vers vandag, Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Okay, is nie teen vlees en bloed nie. Okay, ek is nie so dom nie, maar as ek en Leon, of ek en Steven, as ons nou 'n fight moet betrokke maak, ek sê net, ek is so dom nie, want dat is nogal groot, okay. Ek is definitief nie so dom om vir Gerard aan te vat nie, okay. Ek sê maar net, okay. Alright, ek is so dom nie. Maar as ons mekaar nou so aanvat, nê, dan kon ons mekaar nou lekker 'n paar uppercuts gegee het, nê. En ons kan mekaar bietjie jiu-jitsu daar op die grond en ek sit jou in 'n reënryke choke, nê. Ja, watch it, man, ek van brakkies af, man. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, man. Dis nie bloed wat loop nie. Ons krap nie mekaar nie, man. Hy sê, ons geveg is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Baie mense sê hulle glo nie is in die bose geeste in die lig nie. Sê maar ek glo nie aan daai goed, want dit maak my bang. Hulle dink is spooke. Hulle kyk een horror movie dan is hulle bang. Ek wil jou sê, toe ek in die wêreld was, ek het maar gedink op partykeer ek se rammetjie uitnek, maar so groot geword in dit. En een aand druk 'n ding my vas in die bed. Weet jy, ek kon nie asem kry nie, en ek weet nie wat al met jou gebeur nie, met baie mense wat ek praat het dit gebeur, maar dis wat die duiwel doen, hy wil jou bang maak, hy wil jy moet vrees. En ek het hierdie getuienis al in die oggend gegee, en ek weet ek het al wakker geword, en ek kon nie daai ding met die vuis slaan nie. En ek het probeer, want ek het net stil gelê, my vasgedruk, en ek het opgestaan, en ek was so verboureerd, want ek het nie geweet van die geestelike riem nie. Ek sê vir jou, ek was baie naby seker om 'n sielkundige te gaan sien, want ek weet nie wat het my gebeur nie. Ek het nie die Here geken nie, laat ek so sê, ek het God geglo, maar ek het nie die Here geken nie. Maar op die einde van die dag het ek so vasgelê en alles, en dit het my so gepla. Fast forward, ek kom tot bekering. En een aand ook in my bed, kom druk hy ding my weer vas. En weet jy wat, ek kan nie vir jou sê die joy wat oor my gekom het nie. Ek kan nie vir jou sê die geluk, die genot wat oor my gekom het om in daai geestelike battle te wees nie. Al was ek so in die gees, het ek geweet ek veg van 'n oorwinningsposisie, en al kon ek net die woord Jesus Christus uitkry, het ek geweet daai ding sal skarrel. En ek het gesukkel, en ek het geworstel, en ek het gestoei, maar toe ek die woord Jesus sê, het daai ding gehardloop soos 'n lafaard, so ek het hom letterlik gesien so. Die Bybel sê, glo jy dat God bestaan? Die demone glo dit ook, en hulle sidder met die aanhoring van sy naam.
In jou geestelike oorlogvoering kan jy die naam van Jesus Christus gebruik. Een van die liedjies wat ons in die kerk sing, sê, I speak the name of Jesus. Verstaan hoekom speak ons die name of Jesus. Jesus sê vir die disciples in Lukas 9 vers 1, hy sê, ek het julle mag en gesag gegee oor al die bose geeste en om siekes te genees. Hy gee ons die mag en gesag oor die bose geeste. Moenie weghardloop nie. Ek weet baie mense sê, nee, ek wil niks met dit uit te waai nie, want ek weet nie om dit te veg nie. Ek gee vandag vir jou die gereedskapstukke om in hierdie oorlog te staan, want ek en jy het wapens nodig om hierdie geveg te veg. Jy kan nie hierdie geveg veg met jou vuiste nie. Jy kan nie hierdie geveg veg met jou jiu-jitsu skills nie. Man, die sterkste in brakpan kan hom nie eens fight nie. Jare terug kon dit ek gewees het. Nee, ek sê al net, dit was nie ek. Dit was nie ek nie. Die volgende vers. 2 Korintiërs 10 vers 3. Hy sê, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Maar hy sê, ons voer nie stryd met menslike wapens nie. Ons wapens is nie wat die Cranberries gesing het. With their tanks and their bombs and their guns and their guns in your head. Rassie, rassie. Ons maak hom rassie, né? Hy sê, with your tanks and your bombs and your hand grenades and your bazookas en wat ook al, man. Hy sê, ons wapens is nie missiele, man. Ons wapens is nie tanks nie, man. Hy sê, ons wapens is iets heeltemal anderste. Volgende vers. Hy sê, in Efesiërs 6 vers 10 en 11, hy sê, eintlik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Stop dit nie daar. Hy sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Beste besluit wat jy kan maak, sê, word kragtig in die Here. Hy sê, wynstok, ons is in die loot. Hy sê, wie in my bly en ek en hulle sal veel vrug dra, want sonder my kan jy niks doen nie. Hy sê, as jy in hom bly, kry jy die krag van hom. Nou kan jy dink aan sy krag. Kan jy dink aan sy krag, die demone sidder met sy naam. Jesus, niemand het geweet wie hy was nie, nee. Sy disippels moes geleer het wie hy was, maar wie het geweet wie hy was? Toe hy inkom en die demone geweet presies wie hy was. En hulle het gesê, o Here, gaan jy my nou al stuur na die hel toe? Gaan jy my nou al doen? Hulle was so bang gewees vir hom, want hulle het presies geweet wie hy is. Want hy wat is, en hy wat was, en hy wat kom, is gister en vir ewig, en vandag is hy dieselfde God. Hy het miskien gekom om te hang op daai kruis, maar vandag sê die Bybel, sy voete is van brons. Hy sê sy hare is so wit soos wol. Hy sê sy stem is soos die van waterstrome, baie waterstrome. Hy is in oorwinning en hy kom weer en hy kom weer en hy kom weer om die dood namens ons te kom oorwin en hy kom om ons te haal. Maar terwyl ons wag dat hy ons kom haal, weet jy, as jy Jesus Christus het as saligmaker en verlosser, kom woon die Heilige Gees binne in jou, die volheid van hom. Die Bybel sê jy sit in hemelse plekke en jy veg uit 'n oorwinningsposisie. Kan ek kliphard 'n amen kry? Jo, is lekker. Ek like dit, man. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ek weet nie wie was vanoggend se preek gewees nie, maar vanoggend sal julle gehoor het wat die duiwel se plan is. Ons sê, Here, hy sê, verlos my van die bose, verlos my van die verderwer, verlos my van die verleier, verlos my van die mensemoordenaar. Die duiwel gaan altyd daar wees. Hy gaan altyd daar wees. Maar God sê, ek los jou nie as wees agterlei nie. Hy sê, word kragtig in die Here. Een van my gunsteling verse is 2 Kronieke 20 vers 15. Dis nie op die skerm nie. Maar hy sê, wees nie bevrees van weer die groot menigte nie, want hierdie is nie julle stryd nie, dis 'n stryd vir God. This is how I fight my battles. Who fight us? The battle belongs to you, Lord. As ek en hom en hy is in my, dan is ek 'n oorwinnaar klaar. Jy moet net geduld hê om te sien hoe hierdie movie uitspeel. Ek en jy gaan altyd oorwin in Christus. Kan ek nog 'n amen kry? Ek en jy gaan altyd oorwin in Christus. Maar hy sê daar's iets wat ek en jy moet aantrek, né? Hy sê ons moet hierdie volle wapenrusting aantrek. En hierdie volle wapenrusting het 'n paar verdedigingswapens. Hy het 'n paar verdedigingsgoed en dan het hy 'n aanvalswapen, een aanvalswapen, maar ook 'n ander moontlike. Veral as jy 'n brakpan is, né? Dan is dit 'n moontlike aanvalwapen en dit is die helm van verlossing. Jy weet, daar rukkel mos om die helm af en 'n kap jou daar, né? Hy sê die helm van verlossing, né? Hy sê is 'n moontlike aanvalswapen. Okay, kom net weer gou weer terug. Hy sê dit is 'n klomp om te verdedig, maar hy sê dan is daar ook, hy sê een waarmee jy aanval. Okay. So wat is die volle wapenrusting? Gaan vir my na die volgende vers, Efesiërs 6 vers 13. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kon bly. Weereens sê hy die volle wapenrusting op. Wat is die volle wapenrusting van God? Eerstens die gordel van waarheid.
Nou wie is die gordel van waarheid? Dis Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, maar jy moet hom om jou sit. Van alle kante rondom. Alle kante rondom. En hy sê, dit is om daai alle ander wapens in plek te hou. Sê, moet jy 'n gordel hê, 'n beld hê. En hy sê, die beld van die waarheid. En die beld is Jesus Christus. En wat is die waarheid? En die waarheid is, ek en jy kan onsself nie red nie. Nee. Die waarheid is, ek en jy sit ons geloof in 'n redder. Die redder wat na hierdie aarde toe gekom om die prys te betaal vir my en jou sondes. Nee, hy het die dood namens ons oorwin. Die waarheid is, ek en jy kan dit nie self doen nie. Die waarheid is, ek en jy het 'n herder nodig. Die waarheid is, hy sê, as ek en jy in hom bly, hy sê, dan kry ons die krag. Dan bly ons staan in die krag van sy sterkte. Amen. So die volgende ene is die borswapen van geregtigheid. Daardie borswapen wat daai Romeinse soldate aangegaan het, jy kan net dink hoe lyk daai ding, né? Borswapen, ek weet nie of sy borswapen nie, want eerstens dink ek aan 'n wapen, miskien 'n kruis, jy weet, soos wat ek vandag in het, 'n borswapen, soos daai ouens het altyd daai wapens opgehad, né, daai knights, sê maar die borswapen van geregtigheid, waarvoor is dit? Om jou hart te bewaar. Om jou hart te bewaar as die duiwel jou hart wil aanval. Hoeveel mense bewaar nie hulle hart nie? Die Bybel sê bewaak jou hart bo alle dinge wat bewaak moet word. Van daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou hart is jou innerlike mens, is wie eintlik is. Ons is veel ge-worried oor hoe ons by die uiterlike lyk, man. Ons worry baie meer oor die uiterlike as oor die innerlike. God sê direk, hy sê jou hart is korrup, man. Hy sê jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Wie kan dit verstaan? Hy sê God toets die hart. Hy kyk na die niere. Hy sê, weet jy wat, jy moet kyk na jou binneste, jy moet kyk na wat in jou hart aangaan. Hy sê, daar's iets fout met jou hart, daarom beloof God vir ons. In die Ou Testament, hy gaan vir ons 'n nuwe hart gee, né? En Jesus kom, en hy verslaan die dood, hy staan op uit die dood, hy vaar op, en hy gee vir ons die Heilige Gees. Waar kom lewe die Heilige Gees? In ons hart. En wat doen die Heilige Gees? Hy het 'n doel, hy kom lewe nie net daar nie, hy kom sit nie net op 'n sofa en hy sê, nou gaan ek Netflix kyk. Nee, hy het 'n werk wat hy gaan doen. En sy werk is om jou meer soos Jesus te maak. Dit is sy plan, hulle noem dit heiligmaking. En hy sê, jy moet daai borswapen van geregtigheid aansit. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is om reg voor God te hê. Jy is nou sy kind. Die Bybel sê, hy het sonde geword, sodat jy die geregtigheid van God kan wees in Christus Jesus. Weet jy wat beteken dit? Hy sê, ek en jy sonde. Sonde word gestraf, né? By die doodstraf. Hy sê, Jesus word sonde. Hy word sonde. Hy sê, jou straf, ons straf, ons sonde word gestraf in sy liggaam, dat ons sy plek van geregtigheid kan inneem. Daarom sê hy, ons is medebroers en susters, as ons in hom is. Is dit nie wonderlik nie? Daarom moet jou hart kan bewaak. Hoe sit die borswapen van geregtigheid aan? Dan praat hy van die skoene, aan die voete, om die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Het jy daai skoene aan? Is jy te skaam? Het jy daai skoene aan? Want weet jy wat, daai skoene is baie, baie belangrik om die duiwel te verslaan. Daai skoene is nie bang om in die vyand se grondgebied in te gaan en vir mense te vertel van die goeie nuus nie. Daai skoene, ek dink ons nog baie skoene wat aangetrek moet word, hoor. Want mense wil nie daai skoene aantrek nie. Hulle sê ek is te skaam, is nie my persoonlikheid nie. Meneer en mevrou, maak nie saak wat jou persoonlikheid is nie. As jy die Here in jou lewe het, kom transformeer jy jou. Die Bybel sê julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang. Hy sê en julle sal my getuies wees in die hele Jerusalem, Judea, Samaria en in die eindhoeke van die aarde. Trek daai skoene van bereidwilligheid aan om die evangelie van vrede te verkondig. En dan praat hy van die skild van geloof. En wat is die skild van geloof? Hy sê om die vuurige pyle van die bose uit te blus. Weet jy, die vyand skiet vuurige pyle op jou af, jy kan dit net nie sien nie. Nou vanoggend weer, ek het gister 'n tabbe daar gehad. Moes ek gister 'n troue doen daar in onderste poort en ek klim op die highway, ek gaan nie op Waze nie, maar jy weet ek is mos slim en ek wil my data spaar, daai 4 sent wat ek wil spaar van hier tot in Pretoria en ek ry en toe ek die R21 op die Polokwane pad moet gaan, hy sê daar's die highway toe. Ja, vinnig stop ek op die eiland en ek gaan gou en hy vat my toe deur Pretoria toe. En ek weet toe nou nie of ek gaan betyds wees vir die troue nie, ek stres al en ek is toe betyds vir die troue. Maar op die einde van die dag is daar toe nou gaas want die bruid is 'n uur laat. Ek moet terugkom, ek moet voorberei en ek is lekker gestres en ek voel, o Here, hierdie is 'n geestelike stryd en ek begin net te bid in tale en ek vra Here, help my uit. Anyway, ek doen daai troue en toe ek in die kar klim, daar wil my kar nie start nie. In die reën.
En ek sê, o Here, wat nou? En weet jy wat, dit kom so oor my en ek sê, weet jy wat, ek begin met daai kar te spreek. Ek sê, in die naam van Jesus Christus, in die naam van Jesus Christus, ek sê, jy sal staan. Maar kyk, hy batterij is so pap, daar's niks nie, né? Wat doen die Here? Hier kom 2 ouens uit om te rook. Hy sal tot 2 ouens gebruik wat rook, om die pastoor te help om sy kar te jumpstart. Man, die Here is goed. Halleluja, halleluja. Nee, kyk, daai wybstrepe trek so, lyk soos 'n choco-trein. Nee, maar kyk, ek so dankbaar, né, dat hy toe help. Maar vanoggend kom ek hier by die kerk aan en ek wil gou vir julle sê, ek het vanoggend oor versoeking gepraat en ek het wys glad nie vingers nie, want ek het vanoggend ook in die versoeking, miskien 10 versoekings al geval vanoggend en dit was 'n baie taaf voor ek gaan preek, het regtig baie taaf. En ek het geweet dis 'n geestelike stryd om my woord te bring. En terwyl ek daar staan, vra ek vir pastoor Siobhan, asseblief bid vir my. Sit net jou geloof saam met my, want ek voel hierdie las. En Anne Herselman kom na my toe, net uit die bloute, en hy sê, sy glo daar's 'n gees van stomheid. Daar's 'n gees van stomheid in hierdie plek, wat my wil stom maak, dat ek nie die waarheid preek. Sy weet nie, sy het nie 'n klou wat ek wil preek. En sy gaan in die gees, en sy sê, gees van stomheid, ons jaag jou vandag uit hierdie plek uit in die naam van Jesus. En dis wat gebeur het. En wat het gebeur? Ek glo, baie mense se lewe is vanoggend aangeraak, want hulle is gekonfronteer met sonde, en hulle weet, hulle kan nie kompromie maak met die Here nie. Amen. Hy sê, dit is hoekom dit so belangrik is. En wat doen ons? As ons dan blus ons die vurige pyle van die bose, blus ons dan uit. En dan praat hy van die helm van verlossing, en ek moet nou gou maak, ek het nou nie die tyd gesien nie. Hy praat van die helm van verlossing. Okay. Nou hoor gou wat sê Efesiërs 6 vers 17 en tot vers 18a. Hy sê, en neem die helm van verlossing en die swaard van die gees. Hy sê, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smekinge by alle geleenthede bid in die gees. Bid in die gees. Mense, ek wil jou net bemoedig. As jy nie in tale kan bid nie, kom weer. Na die doopdiens, daai aand, die 9de, gaan ons weer 'n Heilige Gees diens hou. Ons wil vir jou vra, kom luister na die woord. Asseblief, dit gaan nie oor 'n denominasie nie, hè. Dit gaan nie oor ons kerk glo dit in julle kerk. Ons kan net op die waarheid van God staan. So baie mense glo nie daarin. Ek wil sê ek het ook nie geglo daarin nie, maar vandat ek dit toepas, dis waar my krag vandaan kom. Want ek sê jy word soos 'n kind en jy sê jy maak hierdie klanke, dit maak nie sin nie en ewe skielik kom daai dynamo in jou op. Daai dynamo kom in jou op. En dit is 'n geestelike ding. Onthou wat ek gesê het, geestelike dinge moet geestelik beoordeel word en talebid moet geestelik beoordeel word. En al wat God vir jou vra is gee oor en jy sal die benefit daarvan vat, van daai krag wat in jou gees manifesteer. Amen. Maar hoor wat sê hy sê, neem die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God tyd, terwyl julle met alle gebed en smekinge by geleentheid bid in die gees. Nou julle sal sien, ons het vir julle 'n excellent geskenk gegee. Kan ek net sê, wie het nie so geskenk gekry nie? Kan ek net vra, hier is iemand, daar's 'n hele paar mense. Daar's 'n hele paar mense wat nie gekry het nie. Kan ek vra dat julle julle hande sal net ophou? Okay, terwyl die mense vir julle gaan gee. So, hierdie boekie, ons noem dit ons 12-punt gebedsplan hier by Woord en Lewe. So, hierdie bid ons elke Sondag oor julle as gemeente. Elke Sondag. Elke Sondag spreek ons woord oor julle. Soos daai skrif sê, die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking. Ek wil daai twee kombineer. Die woord van God en gebed. En dit is hoekom ons hierdie het. En hierdie kom uit Pastor Ronnie, het was eers net 'n 5-punt gebedsplan en nou is dit al 'n 12-punt gebedsplan. Want die beste manier om geestelike oorlogvoering te doen is hoe? Met die woord van God. Dit is een ding om te bid, liewe Jesus, help my, liewe Jesus, doen dit, liewe Jesus, doen dit, liewe Jesus, doen dit, en jy bid soos 'n kind, dis okay. Maar as jy 'n volwasse Christen word, wat doen jy? Jy bid volgens die woord van God. Amen. Jy gebruik die woord van God teen die vyand. Hoekom sê ons dit? Jesus word versoek in die woestyn. En die duiwel kom, en die duiwel gebruik selfs woord met hom. Die duiwel gebruik woord. En dit laat my dink aan die storie van Dawid en Goliat, né? Goliat sê vir hom, ja, wie's jy, man? Wie's jy? En die duiwel sê ook vir jou, wie's jy? Jy moet vir hom sê, man, ek is soos 'n Dawid, ek lyk miskien klein in statuur, al is ek klein in die gees. Dawid sê vir Goliat, jy kom na my toe met stokke en spiese. Hy sê, inteendeel die ou vertaling sê met 'n swaard, met 'n spies en 'n lans. 'n Swaard, hy kom na 'n swaard. Hy kom tot met die woord van God na jou toe, net soos wat hy met Jesus gedoen het. Hy sê vir Jesus, nee man, as jy afval, die engele sê ons help man. Hy sê, dis mos wat daar staan geskrywe. So hoe counter Jesus hom?
Jesus drop hom nie daarso met 'n regter hoek of wat nie. Jesus kap hom nie met 'n voetsweep nie. Jesus sê vir hom, daar staan geskrywe. En dan sê Jesus iets kragtig, en ek wil hê jy moet hierdie mooi verstaan. Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Daar sê Jesus vir ons, hy sê dit is hoe jy met die duiwel werk. Jy sê vir hom, daar staan geskrywe. Amen. Volgende vers. Ekskuus tog, gaan nou die vorige vers toe. Hy sê, maar hy antwoord, daar is geskrywe, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here gaan. Volgende vers. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Wat sê Jesus vir hom? Word kragtig in die Here en in die krag van jou sterkte. Dis wat God vandag vir my en jou sê, maar hy sê, hy gebruik daai krag, want die duiwel sê, gaan weg. Die duiwel kom soos 'n brullende leeu, maar ek en jy kan hom weerstaan. Ons het vanoggend gehoor, ons het 'n gees van selfbeheersing. As hy kom met sy aanvalle, kan hom weerstaan. Ons kan vir jou sê, gaan weg van my af. Amen. Moet jy die pastoor elke keer kry? Nee. Jy self kan autoriteit vat. In hierdie oorlog moet ek en jy net by die bevelvoerder uitkom. Ek en jy moet net gehoorsaam wees aan wat sy woord vir ons sê. Ons sal nie van brood alleen nie, ons sal van hierdie woord lewe. En hoe gaan ons dit doen? Ons gaan hierdie woord kombineer met gebed. En dit is die kragtigste gebed wat jy kan bid. Die kragtigste gebed as jy God se woord bid, want dis wat Jesus gebid het in versoeking in die woestyn. Hy sê, daar staan geskrywe. Dis wat jy vir die duiwel ook moet sê as jy jou aanval, daar staan geskrywe. Dawid sê vir hom, jy kom na my toe met stokke en spiese, met 'n swaard. Hy sê met 'n skild en 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Jy's klaar in oorwinning. Die duiwel weet, hy het klaar verloor. Die duiwel weet waar hy heen gaan. Sy plan is net dat hy soveel as moontlik mense saam met hom vat. Jy's klaar in oorwinning. God sê net, jy moet duidelik kies. As jy aan die kant van lig, as jy aan die kant van duisternis, hy sê jy moet net besluit, aan wat doen jy? As jy deur 'n aanval is, hoe gaan jy aanval? Jy vat die swaard van die gees op, né? Dis die enigste aanvalwapen wat ek en jy het. En die Bybel sê, hy skerper as enige tweesnydende swaard. Hy bring skeiding tussen siel en gees, tussen murg en been. Hy sê dis die beoordelaar van die gedagtes van die mens se hart. Dis hy wat die skeiding bring tussen lig en duisternis in jou lewe. Dis die woord van God wat ek in jou opstaan. Volgende vers. Hy sê, want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur ons God om vestings neer te werp. Nou dink aan 'n vesting. Hierdie massiewe Goliat is 'n vesting. Hy staan daar, 9 voet staan hy daar, en hy daag jou uit elke dag. Nou wat is daai vesting? Hy sê, ons wapens is kragtig deur ons God om daai vestings neer te werp. Wat se vestings is in jou lewe? Is dit haat? Is dit aanstoot? Is dit 'n slagoffermentaliteit? Wat se ander vestings is daar in jou lewe? Is dit welis? Is dit losbandigheid? Is dit verslawing? Is dit 'n wêreldsgees, 'n hoogmoedige gees, 'n geldgierige gees? Is dit 'n aanklaggees? Is dit 'n leengees? Is dit 'n skindergees? Wat ook al dit is dit 'n bittergees, 'n jaloesiegees? Is dit 'n depressiegees? Wat se vestings is daar in jou lewe? Ek wil vandag vir u sê dat u wapens is kragtig deur ons God om vestings neer te werp. Die volgende vers sê, terwyl ons planne verbreek. Het jy geweet die duiwel het 'n plan? Maar jou wapens is kragtig om sy planne in die wiele te ry. My vriend, my vriendin, my broer en my sussie, oom en tannie, ek wil vandag vir jou sê, ek en jy kan sy planne verbreek. As ons in God is en hy is in ons, kan ons sy planne verbreek. En dan sê, elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Mense wat dink hulle is te slim vir God, né? Godsdienstige mense, né? Hulle het skanse. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk, wat is 'n skans? Dis 'n militêre vesting. Dis 'n versperring. Nou ek kyk altyd, ek is baie lief vir daai Vikings. Dis hoekom ek vir Leon Ragnar noem. Ek sê daai Vikings movie, as ek sien hulle het ingegaan, het hulle so versperring gehad, né? Dat as daai pile gegaan het, dat hulle so geskuil. En dit is presies die duiwelse soldate, daai bose magte. Hulle skuil agter hierdie versperring. Hy sê, maar ons wapens is kragtig deur ons God om elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangene te neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jou wapens is kragtig om daai goeders te expose wat dit is. Dit wat in die duisternis sal in die lig gebring word, want jy gebruik jou wapens, wat God jou gee. Wees kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan sodat jy staande kan bly in die dag van onheil, man. As hy duiwel wil inkom met sy skans, met sy versperrings, jy kan dit neerwerp. En die volgende ding wat hy sê is, jy kan elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan God. Ek wil vir julle sê, as jy familie en vriende het
wat nog nie die Here ken nie. As jy kragtig is in die Here, kan jy hulle begin roep tot gehoorsaamheid aan 'n lewende God. Dis wat jy doen. Jy gaan in die Gees. Elke oggend, vra vir my vrou, ek sê elke oggend, dan sê ek, in die naam van Jesus roep ek my kinders in. Ek roep hulle gedagtes gevangene tot gehoorsaamheid aan die Here. En van hulle nog nie geluister nie. Maar ek glo, as die Here my kan red, kan hy enigiemand red. En ek weet nie wat vir my gebeur, dat ek moet gehoorsaam wees nie. Maar eendag sal ek miskien weet. Maar God sê, hy gee vir jou wapens, né? En dan gaan hy verder, hy sê, skans opgewerk teen die kennis van God. Hoekom dink jy sit ons 'n helm van verlossing op? Dis om jou gedagtes te bewaar, né? Soos ek vanoggend gesê het, een van daai goeders, een van daai vrugte van die vlees is vuil gedagtes. Nou een van hierdie goed in die boek wat ons bid, is ek wend die bloed van Jesus aan oor die ingange van my gedagtes. Nou eendag kom iemand ook na my toe, hy sê my gedagtes. Ek sê, wend die bloed van Jesus aan oor die ingange van jou gedagtes. Dis miskien 'n klein dingetjie, maar ek sê vir jou, elke dag wend ek die bloed van Jesus aan oor die ingange van my gedagtes, oor my emosies, oor my breinfunksie en oor my mental health. Ek gaan nie geken word deur vloeke van my wat dan miskien oor my familie uitgespreek is. Want dis presies wat hierdie bose geeste doen, hè. Hierdie mense wat die duiwel aanbid. Hulle gaan op die hoeke van die munisipaliteite en gaan hulle, dan spreek hulle vloeke uit oor huwelike. Hulle spreek vloeke uit oor jou finansies. Hulle spreek vloeke uit oor jou verhoudings en alles wat kan verkeerd gaan in jou lewe. Dis wat hulle doen, want hulle glo meer in die krag van die Gees as ek en jy. Maar ons wapens is kragtig, ons veg en oorwinning. Hy sê om hy skanse af te ruk. En selfs daai mense wat nie ken nie, hulle oë kan oopgaan, hulle geestelike oë kan oopgaan, sodat hulle ook eendag Jesus Christus kan ken. Ek en jy moet net nie dink ons is beter as ander mense nie. Ons moet ook bid vir daardie mense wat nog nie Jesus in hulle lewe het nie, dat die skille van hulle oë sal afval, so Saulus wat Paulus geword het, man. Dat ons vir hulle bid, dat hy skanse begin afval in Jesus naam. Kyk, as die volgende vers, Romeine 12 vers 2. As jy word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, hier sê, deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. God se volmaakte wil is dat siele gered word. He wants heaven full and hell empty. Dis wat hy wil hê. Hy sê, maar hoe gaan dit gebeur? Hy sê, ons moet ons gedagtes verander. Ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig raak nie. My boetie en my sussie, as jy nog met een voet in die wêreld staan en een voet in die koninkryk, wil ek jou motiveer. Hoekom? Wat is die rede? Jy gaan nie 'n vol lewe lei in die wêreld nie. Jy gaan nooit jou doel kan kry daar nie. Jy gaan miskien 'n paar genooitjies en 'n paar plesiertjies kry, maar 'n vol lewe vind jy in Jesus. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoe doen jy dit? Jy sit daai helm van verlossing op. Dat wanneer die vyand jou wil op die kop slaan, hy sê dit gaan niks effek op jou kop hê nie en jy die geveg hier gewen in jou gedagtes en wat gewen het in jou gedagtes gaan lê in jou hart. Dan sê die Bybel uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die Bybel sê dood en lewe lê in die mag van die tong, en wie die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Bewaak dit, dat dit hier in jou kop aangaan, want jy gaan vuil gedagtes kry, jy duiwel gaan jou in jou gedagtes aanval, maar maak seker dat jy geveg nie verloor word in jou kop, en hulle gaan lê in jou hart, sodat jy negatief spreek nie. Want baie keer sit mense, en hulle weet nie hoekom gaan hulle deur dinge nie, maar dis miskien die negatiewe woorde wat jy gespreek het. Ek wil vandag vir julle sê nog 'n ding wat ek doen vir geestelike oorlogvoering elke dag van my lewe, want ek is 'n mens, ek maak foute. Ek het ook 'n geneigtheid om die verkeerde woorde te spreek. Elke liewe dag dan sê ek, Here, ek kanselleer elke negatiewe woord wat teenoor my en my gesin gespreek is. Maar Here, ek kanselleer ook elke negatiewe woord wat ek en my gesin gespreek het oor situasies en oor mense. Want ek weet nie partykeer, dalk kom 'n bietjie kwaad vir mense, né? En lyk my vroukie raak ook maar baie keer kwaad vir die pastoor. Sy sê, maar dink wat sy sê. Ek sny af. Nee, ek speel net 'n goeie vroukie, jong. Ai, dankie Here vir haar. Waar is ek nou? OK. Volgende vers. Hy sê en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. So hy sê jou gehoorsaamheid moet volkome wees. Wat gebeur as jou gehoorsaamheid volkome is? Hy sê jy's kragtig in die Here, jy's in die krag van sy sterkte. Weet jy wat? Dan kan jy begin ongehoorsaamheid bestraf. Jy kan in 'n plek inloop en mense wat ongehoorsaamheid, jy kan bid, Here, ek bestraf hierdie gees van ongehoorsaamheid.
Ek bestraf dit. Jy weet nie wat in die geestelike riem gebeur nie. Maar as jy die woord van God spreek, vat daai engele, daai woord wat jy gespreek het, en hulle bring dit in vervulling. Is dit nie amazing nie? Is dit nie wonderlik nie? Maar daai 2/3, hulle sit daar so in 'n wagkamer. Hulle sit en wag dat jy hulle moet aktiveer. Sy gebruik my. Word volwasse in die geloof. Begin God se woord spreek. En vandag gee vir ons vir julle hierdie kragtige wapen. Ek wil vir jou vra, moenie dat hierdie stinkstof opgaar nie, hoor. Gebruik hierdie ding. As jy gaan na bladsy 50 toe, dit is waar ons die volle wapenrusting is, en daarna doen ons ook geestelike oorlogvoering daar. Jy kan al hierdie verse ook daarin kry. Okay. Nou ek wil afsluit vandag en sê dat mense word aangeval, maar ons kan God se woord gebruik in geloof, en dit is wat ons laat oorwin. Nou, vir die wat al 'n bid hier bygewoon het by ons kerk, het julle al gehoor van die boublokke. Na elke bid hier doen ons die boublokke. Nou dit is 'n goeie begin, as jy daai boublokke kan vat. Nou ek sê nie moet alles memoriseer, maar as jy kan, doen dit. Dis omtrent so amper 37, saam met Psalm 91 is 16 verse, ek dink Psalm 121 is 7 of 8 verse. Maar weet jy, as jy dit het jy klaar kragtige woord krag in jou gees. Nou wat gebeur? As jy woord in jou het, as die duiwel jou aanval, dan sê hy wat my aanval sal oor my val. Geen wapen wat teen my gespeur word sal enigiets uitrig. As jy siek is, dan sê jy, deur die wonde van Jesus is ek genees. As jy deur 'n moeilike tyd gaan finansiëel, dan sê jy, nee, die planne wat die Here vir my het, is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om vir my 'n hoopvolle toekoms te gee. As jy depressief is, dan sê jy, my son sal nie ondergaan nie, en my maan sal nie kleiner word nie, want die Here sal van my wees 'n ewige lig, en die dae van my treurigheid is verby. Amen. Amen. As jy in 'n moeilike situasie is met finansies, dan sê jy, Jesus het arm geword, sodat ek deur sy armoede ryk kan wees. Jy spreek dit oor jou lewe, man. Jy spreek dit oor jou lewe. Jy spreek God se krag oor jou lewe. Dit is in sy mond. Hy sê dit is in jou hart en in jou mond. Jy moet dit net leer om dit te aktiveer. En daai 2/3 engele vat daai woord en hulle bring dit in vervulling. Maar kan jy moet in geloof staan. Ek wil afsluit hiermee en ek wil vra vir die persoon wat gaan afsluit. Wie gaan afsluit vir ons? Tanya. Dankie Tanya. Tanya maak so groot verskil hier by ons gemeente, soos wat al die ander staf ook doen. Jy het gesien, ek cover my tracks daar lekker. Sjoe, ek het nou gedink, môre word ek weer uitgehaal. Maar hoor hierso, alles word in geloof gedoen. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Sit vanaand jou geloof in Jesus. Moenie bang wees vir die vyand nie, jy veg klaar van 'n oorwinningsposisie. Amen. Gaan julle hierdie boekie gebruik? Maak vandag 'n besluit. Gaan na deur. Dit gaan vir jou lyk na net 'n klomp verse, maar dit is in 12 gedeeltes ingedeel. En probeer om dit te bid. Lees dit. Sê te sê jy moet hierdie hele boekie uit jou kop uitken. Lees dit, spreek dit oor jou situasie, spreek dit oor jou familie, spreek dit oor jou gesondheid, spreek dit oor jou bediening, spreek dit oor jou finansies, spreek God se woord. Amen. Dankie Tanya. Nou, daai een ding wat ek dink ek uitgevat het uit vanaand uit, is die feit dat ons veg uit 'n posisie van oorwinning en nie vir oorwinning nie. En ek wil hê julle moet dit hierdie week ook vat. Soos ons afsluit, kom ons begin sommer vanaand met vanaand se gebed al om te veg uit 'n posisie van oorwinning af. Here Vader, ek kom vanaand na U, Here, en ons wil vir U kom dankie sê vir hierdie woord. Here, dankie dat ons weet, Here, dat U vir ons die autoriteit en die gesag gegee het om uit te gaan en 'n verskil te maak, Here. Dankie vir die wapenrusting en Here Vader, dankie vir ons wapen wat U woord is. Here, ek bid dat U vir ons 'n boldness sal gee, Here, om uit te gaan en die woord te spreek oor elke situasie. En vanaand kom ons, Here, en ons kom spreek lewe oor elke dooie situasie. En ons sê elke dooie been sal weer lewendig word in Jesus Christus. En ons dank U vir vernuwing. Ons dank U vir verandering, Here. En ons dank Here dat ons hierdie week getuienisse op getuienisse sal sien, Here, van mense wat werklik hierdie vat en sê, Here, hierdie week veg ons vir ons oorwinning, want ons veg uit 'n plek van oorwinning en nie vir oorwinning nie.
Ek dank U vir hierdie week, Here. Ek lê elke persoon voor U voete vanaand. Ek bid dat U ons veilig sal bewaar en veilig hou in hierdie week, Here. En mag ons werklik in hierdie week ingaan en lig wees waar ook al ons loop. In Jesus naam. Amen. Nou voor julle gaan Woord en Lewe wil ek julle net herinner, een manier hoe julle betrokke kan raak is by ons oggendgebedsessies, Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:30 en Sondag van 6 tot 7 en kom bid saam en vertrou saam met ons Here in hierdie maand van Oktober. Dankie, ons sien julle weer volgende week.